Goeiemôre broers en susters, gemeente van ons Here. Ek sê dit altyd en ek bedoel dit altyd. Dankie vir u teenwoordigheid. 'n Sigbare teken en bewys daarvan dat die Here deur sy Gees in u hart werk en u begeerig gemaak het om hier te wees. Nuwe lidmate en gaste, ook hartlik welkom. En die ander notas hou ek aan u voor na afloop van die erediens. Saam te besef dat om 'n erediens te kan bywoon nie 'n vanselfsprekendheid is nie. Saam voor die Here dankbaar te wees dat nie een van ons 150 kilometer waarvan stukkies op 'n grondpad was, hierheen hoef te gery het. Dankie Here dat ons stedelinge is en dat baie dinge vir ons makliker is. Daarom tree ons toe met kinderlike verwondering en dankbaarheid met die sing van lied 199, strofe 1 en 3 en daarna die wotum en die groetseën van ons Here, lied 199. In die naklank van ons lied sê u en ek ooreenkomstig Psalm 20 se 8ste vers: sommige mense vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. En daarom, kind van die Here, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan en 'n kloete omdigting Psalm sing, sy eerste strofe. Ek verwys na Psalm 138 se eerste strofe. Daarna bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof, en nadat ons geloof bely het, strofe 1 en 2 van Skrifverruiming 12:3, en dan neem jy weer u sitplek in.
En op die pad van die lewe, dwars deur die lewe, sê een ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, wat gesterf het en begrawe is en wat ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Op die pad van die lewe, in my belydenis, maar uit genade ook op die pad van die lewe, woorde uit Eksodus 20, wat die koers aandui, vir waarheen die pad van die kind van God lei, in gehoorsaamheid op die pad van die lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hier onder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God. Wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag. Hoe doen 'n mens dit? Die Here sê, deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet.
Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste, sy donkies of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord op die Here se wet in dankbaarheid. Die 4de strofe Psalm 40. Daarna kniel ons 'n gebed en spontaan na die amen op die gebed voor die skriflesing lied 241 se 2de strofe. Ons bid saam. Wat 'n genade, vreugde, Vader in die hemel, om U so te kan noem, ons Vader wat in die hemele is. En dan onmiddellik te sê, laat U naam geheilig word. En ook wil ons bid, laat die koninkryk kom. Sien ons raak, Vader in die hemel, as ons knielend tot U nader, feestelik, dankbaar, 'n erediens tot U eer en tot ons versterking. Gemeenskap van gelowiges, hande vat, arms hoog hou, mekaar bemoedig, maar ineens stil rustig U woord aan te hoor. Seën, Here, die woordbediening. Seën ons hartlik as ons sing, as ons dink, as ons doen. Seën ons voordat ons van hier vertrek. So bid ons saam uit genade. Amen.
Liewe gemeente, broer en suster, jong mense en kinders, die Here kom aan die woord vanoggend op die bladsye van die Ou Testament en wel uit die Spreukeboek. In die 2020 vertaling lees ek aan u voor en hoor daardeur die Here se stem, Spreuke 4, met vers 23 as fokusvers. Seuns en ons kan ook sê dogters, ons kan ook sê broer en suster, luister na die vermaaning van 'n vader en slaan ag daarop om insig te leer ken. Want dit is 'n goeie onderrig wat ek julle gee. My onderwysing moet dit nie verontagsaam nie. Toe ek 'n seun was by my vader, onervare, die enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê, jou hart moet my woorde vashou. Kom my gebooie na, dan sal jy leef. Verwerf wysheid, verwerf insig, vergeet dit nie, wyk nie af van die woorde uit my mond nie. Moet haar die wysheid nie verontagsaam nie, dan sal sy jou beskerm, wees lief vir haar, dan sal sy jou bewaak. Want die begin van die wysheid is, verwerf wysheid, verwerf insig met alles wat jy besit. Stel haar hoog op prys, dan sal sy jou verhoog. Sy sal aan jou eer gee as jy haar omarm. Sy sal op jou kop 'n swierige krans sit, 'n suurlike kroon aan jou skenk. Luister my seun en aanvaar my woorde, sodat jou lewensjare baie kan wees. Op die pad van wysheid sal ek jou begelei. Ek sal jou laat loop op reguit paaie. Wanneer jy loop, sal jou voetstappe nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan vermaaning, moet dit nie laat vaar nie. Hou daarby, want dit is jou lewe. Op die pad van die goddeloses moet jy nie kom nie, en moenie die weg van slegte mense betree nie. Vermy dit. Moet dit nie eers oorsteek nie, draai weg daarvan en gaan verby. Want hulle kan nie slaap nie, behalwe as hulle kwaad doen. Hulle slaap bly weg, tensy hulle iemand tot 'n val bring. Ja, hulle eet brood van goddeloosheid en wyn van geweld drink hulle. Die pad van die regverdiges is soos die helder oggendlig. Dit verhelder geleidelik tot die volle dag. Maar die weg van die goddeloses is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle struikel nie. My seun, slaan ag op my uitsprake, spit jou ore vir my woorde. Laat hulle nie aan jou oë ontglip nie, bewaar hulle diep in jou hart. Want dit is die lewe vir hulle wat dit vind, vir die hele liggaam bring dit genesing. Die fokusvers, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word. Want daaruit ontspring die lewe. Bly weg van 'n mond wat valsheid verkondig en slinkse lippe, hou dit ver van jou. Jou oë moet vorentoe kyk, jou blik moet reg voor jou gerig wees. Hou die pad vir jou voet gelyk en al jou weë laat dit bestendig wees. Moenie regs of links afdraai nie. Hou jou voet weg van die kwaad. Met vers 23 as fokusvers en die tekstema of die tema vir die preek, jou hart, my kind, jou hart.
Na die woordverkondiging gaan ons nie direk weer sing en ons dankgebed verwoord nie, ons gaan stilte oomblikke toelaat. En dan sal ek vir die orgelis 'n aanduiding gee, dan sing ons na die stilte momente lied 308, strofe 1 en 5. Liewe lidmaat van die gemeente van ons Here Jesus Christus, ek wil vanoggend, nee, nou sê ek verkeerd, ek moet vanoggend in opdrag van die koning van alle konings en ineens ook my opdraggewer, ons Here Jesus Christus, 'n bekende Spreuke teks in u gemoed met en deur vanoggend se preek indra, in u gemoed hierdie woorde indra en dit met rooi onderstreep, dik rooi. Spreuke 4 vers 23. Die 83 vertaling vertaal wees veral. Wees, as jy wil, spesifiek versigtig met wat in jou hart omgaan. Want dit bepaal jou hele lewe. 'n Teks wat doodgewoon 'n stukkie praktiese raad, 'n stukkie wysheid aan die kinders van die Here nie net deurgee nie, maar dit uitbasuin. En hierdie verse baie jare gelede neergepen om weer te lees. Vanoggend se teks is 'n teks wat u en my elke dag se doen en late direk raak. Nie een van ons kan vanoggend sê, dankie dominee vir vanoggend se teks, want dis die teks vir daardie lidmaat in die gemeente, daardie lidmaat in my wijk. Kom hom 'n bietjie by. Dankie vir die teks. Nou sit ek agteroor en ek luister. Is 'n teks vir ons almal. Ek wil so sê, op verskillende maniere besuin hierdie Spreuke 4 vers 23 teks 'n belangrike boodskap uit wat 'n mens nie net aanraak nie, maar wat 'n mens aangryp. Omdat 'n mens baie keer skrik oor wat in jou hart aan die gang is. God se eeueoue kosbare wysheid, verstaanbaar en toeganklik vir u en my. My kind, jou hart. Mag ek op die punt vir u vra? Kan u uself 'n wêreld, 'n gemeenskap, 'n gemeente indink? Kan u dit voorstel waarin alle mense versigtig is met hulle hart? Kan u dit voorstel? Kan u 'n Suid-Afrika voorstel? Kom ons bly maar hier.
waar alle mense hulle hart bewaak. Kan u dit indink? Kan u en ek ons 'n lewe voorstel waar alle mense by die deur van die kamers na hulle hart toe wag staan? Kan u dit indink? Omdat die spreukedigter of die spreukeskrywer wil sê, hoor mooi, en dis ook die onderbou van vanoggend se teks, dit gaan nie in die eerste en in die laaste plek in u en my lewe, kom ons bly by ons as kinders van die Here, dit gaan nie in die eerste en die laaste plek oor die dinge om ons nie. Want dit kan ons so bewaak. Daaroor skryf ons detail in polisse in. Hoor jy wat ek sê? Die dinge om ons. Gaan nie in die eerste en die laaste plek daaroor. Het gaan in die eerste en die laaste plek oor dinge in ons. In ons hart. Maar, nou, wat presies bedoel die spreukskrywer met hart? Jou hart. En dan wil ek in die eerste plek sê, die spreukeskrywer bedoel nie die spierorgaan wat die bloed deur jou bloedvate pomp nie. Hy bedoel nie in die eerste plek hierdie orgaan waarvan daar nuwe are ingesit kan word nie. Hy bedoel nie in die eerste plek hierdie orgaan wat 'n hartaanval kan kry nie. Ek bedoel nie in die eerste plek jou fisieke lewenskrag, jou hart wat pomp en jy lewe. Ek bedoel nie, broer en suster, ons wat ouer geword het, hierdie orgaan, en dis altyd vir my so mooi, as ek by senior mense kom, wat vir hulle jaarlikse dokter se ondersoek was, dan sê ek, en wat sê die dokter? Dan sê hulle, dominee, die dokter sê, my hart pomp en klop, soos die van 'n jong man. Dis nie wat die spreukeskrywer in die eerste plek bedoel nie. Hy bedoel dit ook, maar nie in die eerste plek. Maar in die teks, in oordraaglike sin, word met hart bedoel, nou moet jy mooi hoor, die setel, die sentrum van u geestelike krag. Want sien, u is mos 'n liggaamlik-geestelike eenheid. Daarom bedoel ons teks, u hart, die setel van liefde en blydskap. Maar hy bedoel, u hart, die middelpunt baie keer van pyn en smart. Hy bedoel die hart waarvan u en ek baie keer sê, as ons vir mekaar vra, hoe gaan dit? Dan sê jy, my hart is seer, my hart is stikkend. Hy bedoel met hart, u hart wat wonde opdoen.
gebroke harte. Hartseer harte. Maar hy bedoel ook die sentrum. Hoor nou mooi, broer en suster, waar bitterheid kan heers. Weet jy, ek kry soms die indruk dat daar mense is wat se harte harder is as graniet. Bitterheid, wanhoop, al daai prikkels van buite, al broer en suster en kinders, daardie dolksteke, jou hart, my kind, jou hart. Hy bedoel die sentrum ook van goedheid, genade en blydskap. Wat leef in u hart? Een mens se hart. Want besef jy saam met my, 'n mens se hart is waar 'n mens in werklikheid jou lewe leef. Wat gaan daaraan? Wat gaan in die geestelike sentrum van u lewe aan? Die sentrum van besinning en begrip en insig en wysheid. En van my hart as geestelike sentrum vanoggend te hoor, dit bepaal die koers van my hele lewe. Dis die rigtinggewer. Daarom is dit krities belangrik dat u en ek vanoggend dit onder leiding van die Heilige Gees weer sal uitmaak. Wie of wat is in my hart die dominerende faktor? Broer en suster, antwoord nou in jou gemoed. Wie of wat is die dominerende faktor in u hart? Dit is krities belangrik om uit te maak, wie het in my hart en oor my hart seggenskap? Wie is die koning van u hart? Jou hart, my kind. Jou hart. Nou vra ek nog 'n vraag. Wat is die kosbaarste besitting in u lewe? Is nogal 'n vraag wat 'n mens laat sweet nie. My hart, die kosbaarste van my hele mens wees.
En nou sê die Spreuke skrywer, jy moet jou hart oppas. Jy moet jou hart bewaak. Jy moet by jou hart wag staan. Nie met 'n outomatiese masjiengeweer of 'n 9 mm pistool nie, maar jy moet by jou hart wag staan met hierdie boek. Want die duiwel soek jou hart. Ons moet ons harte oppas, daaroor waak. En mag ek sê, ons moenie ons harte sommer net uitleen nie. Die hart, die geestelike sentrum. Hoor mooi broer en suster, waar die allerbeslissing val voor of teen God. Dis waar dit gebeur. Daarom is geloofsbelijdenis nie 'n intelleksaak in die eerste plek nie, maar 'n hartsaak. Daar val die beslissing voor of teen God. Daar val die beslissing van, Here, gee my net 'n kans. Ek is nog jonk, laat ek die lewe geniet. Laat ek nog dit doen, laat ek nog dat doen. Here, ek sal terugkom. Gee my net 'n kans. Voor of teen God. Dis die geestelike sentrum van u houding. Kinders, jong mense, van jou attitude. Dis die sentrum van een my lewenswyse. Dis die sentrum van ons gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. Dis die sentrum van geloof of ongeloof. Dis die sentrum van twyfel of verval. Dis die sentrum van sondebesef en bekering. Sê my broeder en suster, weer 'n keer, wat gaan in die hart aan? Wie regeer daar regtig? Hoor die Here sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want in die hart se kamers word u lewe geskryf. Staan u wag by u hart? Staan u wag by u gemoed? Staan u wag by die engine kamer van u lewe? Bewaak u hart. En as jy nou so vra, maar Pieter, hoe doen ek dit nou? Dan sê ek, dit gewoon, ken die Here Jesus Christus en wees kinderlik gehoorsaam aan God se woord. Klaar. En ek bewaak ons harte deur Jesus Christus as koning aan te kondig, en dan kan geen mens sê, U is koning van my hart, maar, nou eers dit, nou eers dit, nou eers dit.
Nee. Ken die Here Jesus en wees kinderlik gehoorsaam aan God se woord, sy woord, die hart van sy openbaring aan ons. En hoe bewaak 'n mens verder jou hart? Versorg u gedagtes, versorg u oortuigings deur dit te toets aan die koning van u hart. Prakties. U bewaak u hart deur 'n hart te hê vir die kerk. Hoor jy wat sê? Hê 'n hart vir die kerk, vir die Here se kinders. Vir die krepele, vir die wie se hart gebreek is. En die beste manier om die hart te bewaak, my liewe broer en suster, is om u hart voluit weg te gee. Ek bedoel vir die Here te gee. Is u hart in u hande of in die Here se hande? Here, maak my hart vir u tot troon. Hoekom? Want u is die gewer van my nuwe hart. Toe u seun Jesus Christus se hart op 'n Golgotha kruis uitgeruk is, en ek kry 'n nuwe hart. U wat my hart van klip verwyder. O Vader, o Seun, o Heilige Gees. Dankie dat u aan my wat nie 'n engel is nie, wat nie volmaak is nie, wat nie uit 'n familie van dominees en teologiese professore kom nie, aan my met my boggel op my rug, aan my gegee het 'n hart van vlees. Mag ek net nog 'n keer vra? Wat gaan in u hart aan? Amen.
Kom ons dank sê. Ons loof U daarvoor, Vader, dat U ons bedien met die waarheid van alle tye. U te loof dat U woord die altyd ewige blye boodskap is, ter sake, op die man af, op die vrou af, op die jong mense af, op die kinders af, op die ou mense af, op ons almal. Maak ons harte vir U tot troon. Vergewe ons as ons so baie keer met verdeelde harte leef. Here, nou is dit belangrik, môre is dat belangrik en dan hou ons die agterdeur oop. Ons het U lief met ons hele hart, ons hele verstand en met al ons kragte. So bely ons graag, Here, maar baie keer is dit in ons lewe anders. Seën ons, dink aan ons elkeen, leer ons om aan mekaar te dink. Ons dink aan die wêreld en sy dinge, ons dink aan die gereformeerde kerke in Suid-Afrika en soveel dinge, ons dink aan ander denominasies en soveel dinge. In dag en tyd in U hande. Ons bid die Here vir hulle, ook uit die gemeente wat nie eers vanoggend of gister of Vrydag daaraan gedink het dat dit vandag Sondag is. Maar wie se hart net daarop gefokus was, op waar gaan ons heen en hoe gaan ons ontspan en hoe gaan ons rus? En wanneer gaan ons inkopies doen en wanneer gaan ons motors laat was? En terwyl dit gebeur, ietsie eet by 'n restaurant. Maar dink ook aan hulle wat so graag hier wil wees. Maar wat weens unieke omstandighede nie hier kan wees nie. Here, ons het U hartlik lief. Hoor ons as ons so sê in Jesus naam. Amen. Ons gaan staan, geliefdes, en Psalm 138, hierdie keer die toesjesberuiming van harte saam sing. Daarna die uitstuurseën, die Amenlied, skrifberuiming 13:2, en dan neem jy die sitplek in, sodat ek 2 of 3 afkondigings vir u kan onderstreep.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal aan jou sy vrede gee. Amen. Broer en suster, met groot vreugde meld ons dat ons in die gemeenskap van die gereformeerde gemeente al hier 'n broer en suster opgeneem het uit die NG Kerk Vishoek. En ek verwys na broeder Johan en Spikkel Janse van Rensburg en ons verwelkom hulle in die midde van hierdie gemeente. Hulle woon in Bergvallei en skakel al volledig in by al die aktiwiteite ter sake. Ons is die Here dankbaar. Die aandediens vanaand om 17:30 met die leerredeprediking en vanaand te fokus op die 7de gebod met as teks van ons Here Jesus en sy bergrede, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die approbasies en ons vra u voorbidding as ouderling, broeder Chart Foster, as diakens, suster Rika van der Walt, Danel Koetser en broeder Rinus Swanepoel, Rinus van Sail. Rika van der Walt, Danel Koetser en Rinus, hoekom ek nou Swanepoel sê, sal 'n mens weet. Sterkte aan hierdie lidmate in die oorweging van die roeping wat hulle van die Here ontvang het. As jy 'n kerklike dankoffergawe kan afdra, vanoggend vir kerklike tydskrifte by die deure en vanaand vir die Montana Poort kerkkas. Nog eens aan nuwe lidmate en gaste, weet dat u welkom is by ons. En as jy saam met ons 'n teetjie gaan drink, kan jy maar net daar vra wie is die skriba en hulle sal vir jou Janus wys en dan sal hy 'n nota maak en dan besoek ons u so gou as wat dit vir ons moontlik is. Aan suster van der Walt, daar van Montana Aftreeoord, baie sterkte vir die week se hartoperasie. Is dit nou nie ironies dat ek baie oor daardie hartspierorgaan gesê het en dat een van ons in die week 'n hartoperasie ondergaan. Mag die Here u bewaar en mag u na die narkose slaap wakker word en die nuwe lewe belewe. Dan, broer en suster, betuig ons simpatie met suster Sari Snyman, die weduwee van dominee Dani Snyman, 'n kollega met wie ek baie jare saam hier op hierdie terrein en met betrekking tot die twee gemeentes geleef het en gewerk het. Broeder Dani is onverwags verlede maandagoggend net so by 2 uur is hy oorlede. Aan Sari en die kinders en die kleinkinders ons seënwense. En in die kerkverband is ons as kollegas hartseer oor hierdie groot verlies in die tyd van 'n dominee soos Dani Snyman. Broers en susters, die dopperduimpies, dus die voorskoolse skaatjies tot en met graad 7, het vanoggend hulle katekisasie afsluiting en dan ook hulle dopperduimpie afsluiting. En Tannie Aniska het vir hulle ietsie saamgebring. Ons reël dit so, broers en susters,
As u so 'n klein ding het, en dit geld nou hierdie broeder ook wat hier sit met sy 2 seuns, maak nie saak hoe klein is hulle. Voorskool is pasgebore en tot in graad 7. Kom saam met jou duimpie. As ons nou hier afgehandel het, gaan saal toe. Daar sal Suster Aniska julle en julle kinders ontmoet en die hulpkategete gaan ook soontoe. En van daar gaan die klein goed na hulle klassies toe. Tannie Aniska gaan met die ouers praat oor volgende jaar se dopperduimpie dinge. En ek weet ons het nog 1 les oor in die klas, maar ek is mos nou die hoof van hierdie skool. En ek sê ouens, julle kan vinnig klaarmaak. Suster Kotse, sê vir die tannie, vinnig, sodat julle dan terugkom saal toe om julle verrassingkie in ontvangs te neem. Maar nou, ek het vir broeder Huip en die sangbord mense gesê, ek gaan nog 'n psalm aankondig. En as die kleintjies vrymoedigheid het, en as jy nie baie groot is nie, maar jy kan al loop, staan op die bank. As ek nou sê, ons as gemeente gaan die kinders Psalm 128 se 3de strofe toesing. Maar ek wil hê, as ons as groot mense dit sing, moet ons die kinders kan sien. En nou wil ek vra, die groot kinders, my katgesante, moet ook staan, want julle is ook 'n kinders. Al die kindertjies en die grootes, laat ek nou nie vir hierdie groot manne sê kindertjies nie, staan asseblief dat ons julle kan sien. Daar in die banke staan net so, ja. So maar liewers nie sê wie is die kind se oupa wat nou hier op die bank klim. Kinders, as dit nie vir julle is ons groot mense en oupa en ouma se lewe armer, want pappa kom moeg van die werk af byvoorbeeld, en hy is nie lus vir lag nie, dan lag julle. Dan sê julle, ag nee pappa, vandag was vir my niks. Julle gesiggie straal, die Here is vir julle lief, en julle is die voorbeeld van wat die Here sê, as jy nie soos 'n kind is, sal jy die koninkryk van God nooit beerwe nie. Kom ons sing vir hulle, en daarna verdaag ons Psalm 128 se 3de strofe. Broers en susters, so werk dit as 'n mens 'n ou dominee is. Hiervoor sit broeder Adrian Dreyer en jong mense. Julle ken Anja se geskiedenis, nê? 'n Jong meisiekind wat in die onderwys studeer, wat kanker opgedoen het. Die kanker lyk vir ons onder beheer. Maar Anja is weer siek. En die dokters
verstaan nie mooi hoekom nie. Julle goedjies en die groot mense bid vir Anja Dreyer. Daar's toetse gedoen oor die naweek en die neuroloë en al die slim dokters sal heel waarskynlik môre vir ons kan sê en dan laat jy ons weet. Baie sterkte. Dankie broers en susters.